So jy is Afrikaner en 'n boertjie en jy was dalk self so oulik om die vorige episode te gekyk het wat ons gepraat het oor Bloedrivier en die uniekheid van die Afrikaner of boerevolk oor ons geskiedenis en die gelofte wat gemaak is by die Bloedrivier en wat dit beteken vir die land en sy mense. En vandag gaan jy baie geniet as jy daai gesprek geniet het, want dit is half 'n opvolggedagte van die belangrikheid van nasies. Is dit enigsins belangrik as ons dan in hierdie moderne wêreld lewe? Laat daar 'n ding soos 'n boerevolk moet wees of hoef te wees, of 'n Zulu-volk of 'n Italianer groepie iewers op die aardbol of wat ook al, is dit enigsins belangrik dat daai entiteite behou moet bly, hulle kultuur moet aanhou mee en al daai dinge. En ek nooi jou uit om 'n koffie te gaan kry en om saam met my verder te praat met die man wat baie meer van hierdie sake weet as ek. So kry jy koffie en skuif nader. Radio Nuwe Lied. Hoop en waarheid. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles en nog wat. Goeiedag julle pragtige mense, baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en saam gaan ons kragtige alternatiewe verken in regering, ekonomie, opleiding en gesondheid, alles deur die lens van Christelike wêreldsbeskouing. Vandag se gas, soos laasweek, is my goeie vriend Frans Joubert, 'n man wat lang draaie geloop het in die bankwese en in bediening en ook deesdae outeur en wat net baie meer van die Afrikaner geskiedenis weet as ek byvoorbeeld. En veral hoe die storie in mekaar pas vanuit 'n Christelike wêreldbeskouing. En vandag, soos ek genoem het, praat ek en hy weer met 'n lang afstand tipe van manier van dinge doen oor die belangrikheid van nasies of volke en veral hoe kyk 'n mens hierna uit 'n Christelike oogpunt. Is dit belangrik dat daar 'n ding moet wees soos 'n unieke volk, 'n unieke nasie, 'n unieke kultuur? Is dit belangrik dat die Afrikaners daar moet wees of voortgaan soos wat hulle is, of kan ons maar half ontrafel en deel van 'n globale familie van menslikheid word? So, hierso is vir jou die insigte van Frans Joubert. Dag sê Corneille, ja baie dankie vir die voorreg om weer eens saam met jou te kan klets en oor hierdie belangrike saak van nasies. En ek moet vir jou sê, weet toe ek begin bid het oor Bloedrivier en die Here begin vra het oor Bloedrivier en wat dit behels en die Heilige Gees met my begin deel het oor Bloedrivier. Jy weet ek het baie ernstig oor gebid. Die volgende probleem wat ek my in vasgeloop het is die kwessie van jou nasie. Want jy weet, op daai stadium was daar baie sterk, feminisme was baie sterk geweest en baie van hy sentiment het oorgedra in die kerk in. So op daai oomblik byvoorbeeld was daar baie reg oor vrouens en baie vrouens het gesê maar ons kan ook leiers in die kerk wees en baie mense het gesê wel ons Christene is 'n nasie op hulle self wat hulle waar is en dan het gesê met ander woorde daar is geen plek vir 'n nasie nie. Jy weet daar was baie kere wat ek met mense gepraat het oor die boervolk. En dan het hulle vir my gesê, man Frans, die boervolk het geen toekoms nie. Ek het gebid en die Here het vir my gesê, die boervolk gaan vernietig word. Want ons het 'n gelofte met die Here gebreek. Daar's geen toekoms vir ons nie. En jy weet, as mense sulke goed vir jou sê, dan haal dit al die wind uit jou seile uit. Maar iets in my hart het nooit reg gesit met dit nie. En ek het weer eens begin bid en vir die Here begin vra, Here, wat het vir my gewys hoe belangrik is Bloedrivier, maar as Bloedrivier belangrik is, maak dit eintlik saak, want waarom is daar iets dan soos 'n volk? En jy weet, die laaste 20 of 30 jaar, almal mag volke wees, behalwe die boervolk. Jy weet, almal mag mos 'n volk hê, behalwe ons. En as ons begin praat van iets van ons volk, dan al die ou gardes sê sommer nee, die boervolk is klaar, dit is uitgewis.
Dit bestaan nie meer en dit gaan uitsterf. En jy weet, ek het dit altyd gevoel as 'n verskriklike verraaiing. Want baie van die ou garde was in daai tyd toe alles verkeerd gegaan het. Ons pluk die vrugte van hulle foute op die oomblik. En hulle draai om en sê, baie van hulle draai om en sê die boervolk moet uitsterf, het moet nou verbygaan. En dan het jy hierdie hele ding in Europa gekry. Jy weet waar Europeërs, ek noem dit mos nou Europa pleeg selfmoord. Jy weet waar hulle white guilt het en waar die blankes mos nou die skuld kry vir alles. So in daai tyd van gebed het ek die Here gevra om my te lei na plekke toe en Thomas Sowell het vir my ongelooflike antwoorde gegee. Hy doen 'n fantastiese navorsing oor en jy kan dit selfs op YouTube kry. Thomas Sowell op white guilt en 'n fantastiese program op slavery. En toe ek daai twee programme geluister het, toe besef ek, jy weet al hierdie goeters wat heeltyd in my ore gesê word, is net eenvoudig 'n klomp nonsens. Want Thomas Sowell wys toe nou baie duidelik dat byvoorbeeld die blankes, Europa spesifiek, as gevolg van hulle het slawerny gestop. Afrika en die Midde-Ooste wat dit nooit ooit stop nie, maar blankes het dit gestop. Jy weet, en dan kom jy terug na praat jy van slawerny en dan vind ek uit, swartes het ook blankes in slawerny geneem. Jy weet, en die verskil is, blankes het op stadium swartes in slawerny geneem en vandag het jy 'n swart natuurlike populasie daar, soos in Amerika. Maar van al die meer as 1 miljoen blankes wat slawe was in Noord-Afrika, kry jy geen blanke populasie vandag nie. Die mense weet nie eers daarvan nie. En dieselfde van baie swartes wat in die Midde-Ooste as slawe geneem is, jy weet nie eers hulle was daar nie. Met ander woorde, soos ek dit nou begin kyk het en begin sien het, toe besef ek, as ek na die Bybel kyk, wie die woord sê baie keer, hy sê, as gevolg van bloedvergieting, sal die aarde jou, the earth will vomit you out, as gevolg van bloedvergieting, sal die aarde jou uitspoeg, as gevolg van jy het 'n verbond gebreek, sal die aarde jou uitspoeg. En toe kon ek sien dat baie van hierdie volke in Afrika, en in Afrika spesifiek wat gebeur het, was dat die kontinent, die land het hulle begin uitspoeg as gevolg van hulle sonde. En jy weet die Bybel praat daar, Deuteronomium 28, hy sê, as jy my dien, sal al die goed gebeur, as jy my nie dien nie, dan praat hy byvoorbeeld van, daar sal ene kom, wat oor jou sal regeer met 'n ysterhand. En toe besef ek, jy weet, baie van hierdie goeters het gebeur as gevolg van sonde, en toe bring het weer by my eie volk uit, weet, en ons verbond, en soos ek in hierdie goeters begin gaan het, toe besef ek, maar luister hierso, ons boervolk het maar ook gesondig, ons het 'n verbond met die Here gehad, en ons het gesondig, en Corneille, ons het materialisties begin raak, ons het gierig begin raak, en dalk die grootste fout wat ons gemaak het as 'n volk, was ons onvergewensgesindheid. En jy weet, ek het as 'n kind, ek was baie patrioties, en ek het as 'n jong seun, hierdie verskriklike pyn in my gedra, as gevolg van wat gebeur het in die konsentrasiekampe. En 'n woede as gevolg daarvan. En jy weet, en ek het later besef, ek het byvoorbeeld gebid en gevra, Here, wat is dit? En ek het Matteus 18 ontdek, die laaste 2 versies, hy sê daar, as jy nie jou broer uit jou hart vergewe nie, sal jy oorgegee word aan die pynigers. En hulle sal jou pynig tot hy die prys betaal is. En toe besef ek, o my hemel, my haat teenoor die Engelse het gemaak dat ek oorgegee is aan die pynigers. En ek dink daar's 'n plek waar ons boervolk oorgegee is aan die pynigers, as gevolg van die feit dat ons die Engelse nooit kon vergewe nie, en baie van die ouens wat voor ons, wat honderde jare terug gebeur het, nie kan vergewe nie, en bitter is en kwaad is daaroor. Dieselfde met die tyd, met die oorgang waar die ANC oorgevat het. Weet, toe ek besef, jy weet, want wat gebeur het is, as jy in hierdie goed begin krap, jy weet,
as jy in die geskiedenis begin krap, is dit maklik om 'n bitterheid te kry en 'n haat te kry en 'n uiterste ongelukkigheid te kry. Maar ek het besef baie van die goed wat met ons gebeur het was as gevolg van ons sonde. En jy weet die profeet profeteer, hy sê hierdie volk daar in Jesaja 58, hy sê hierdie volk hou van feesdae, hulle hou van om heilig te wees, hulle hou van om alles reg te doen, maar dan sê hy, maar hulle hart is ver van my. En ek het besef, dis wat met my volk gebeur het, ons as 'n boervolk, ons hou van kerk toe gaan, ons hou van al die regte dinge doen, maar ons harte het ver van die Here al weggedrywe. En in die proses het ons afgodedienste begin doen, soos ons dien ons kerk, ons dien ons ras, ons volk maar ons vergeet van die Here en ons kom nooit by die Here uit nie. En daai was vir my 'n baie belangrike skuif om te maak in my mind, want soos ek vir jou sê, Corneille, as jy dit nie doen nie, en jy gaan so 'n bietjie in die geskiedenis, en jy sien die pyn van die geskiedenis, en jy raak bitter, dan begin die pynigers in te tree, en dan voel jy die pyn, wat die ouens gevoel het wat in die konsentrasiekampe was. En dan is dit onmoontlik vir jou om te kan vrede maak met die verlede, en as jy nie vrede gemaak het met die verlede nie, daai pyn beïnvloed hoe jy die toekoms sien. En ek dink, die pyn het te lank die boervolk se toekoms mee gepeter. So ek moes daai skuif in my mind maak. En die oomblik toe ek daai skuif gemaak het, toe kon ek teruggaan en sê, okay, Here, al hierdie goeters het gebeur, maar wat is die doel van 'n volk? Waarom stel U nog belang in 'n volk as ons in die Nuwe Testamentiese tyd leef? Dit is interessante opmerkings wat hy maak oor ons boerevolk. En ek wil half net beamoen uit my eie oogpunt uit die ding van toe ek oorspronklik gehoor het van die saak van boere wat nog steeds baie bitter was en haat gedra het deur Engelse oor die oorlog, was dit my in die begin verstommend, want ek dog dis soos 'n ou nuus, en toe kom ek agter hoe baie Afrikaanse mense sukkel nog maar daai ding. Dit was 'n groter saak as wat ek gedink het. Baie veel mense, of veel meer mense het daarmee gesit as wat ek vermoed het dit doen. En ek wil vir jou amper sê dat as jy Afrikaner is of 'n boer is en jy dink maar ek doen nie sulke goed nie, fantasties. Besef net, dit is 'n redelike groot saak in ons volkie. En as jy iemand is wat wel sit met daai wrok, dan wil ek vir jou sê, uit 'n Christelike oogpunt, my vriend, kan jy dit nie doen nie. Jy gaan moet gaan werk maak daarvan om uit te vind saam met die Here, wat is die haakplek daar, dat jy kan oor dit kom en kan vergewe en kan vrykom van dit. Dit is onmoontlik uit 'n Christelike oogpunt om te sit met onvergifnis en aan die ander kant bakkant te staan vir vergifnis vir jouself. Dis 'n onverzoenbare gedagte in die Christelike wêreld. En dit gaan nie oor reg praat wat gebeur het nie. Vergifnis het niks daarmee uit te waai nie. Maar jy gaan met die as jy vashou aan die wraakgedagte, gaan jy daai wraak moet oorgee aan God, want hy sê dit is wat hom toekom. Nie in ons handjies om daai te doen nie. Dis sy baba daai. En dan die ander ding wat ek altyd noem van kulturele Christendom, die prentjie in my kop, kom ek gee julle die prentjie in my kop gehou, is ons doen onder andere vermaak by troues. En die hele ding, lewende musiek en selfs die dansgedeeltes en alles, ek is nie allergies vir 'n goeie partytjie nie. En by party van hulle is hy die ding van die ouens staan so wag as hulle vir jou, hulle kan nie wag dat die dominee huis toe gaan nie. En die rede hoekom die dominee moet huis toe gaan is, wat by daai partytjie gebeur is baie moeilik vereenselwigbaar of versoenbaar met die gedagte van dis 'n Christelike klomp mense wat by hierdie partytjie is. So jy kan al die regte gelykies maak en kerk toe gaan en 'n klomp dinge doen wat jou van buite af kan laat lyk soos 'n Christen en van die Here niks weet nie. En hy ook 10-1 nie van jou dan nie. So weer eens, as jy 'n Afrikaner en 'n Christen is, wil ek jou vra om hierdie goed te half in jou binnekant toe te kyk, waar staan jy met hierdie sake? Want dit het 'n invloed op jou as 'n mens natuurlik, maar in die groter skaal ook op 'n volk.
God het deur geskiedenis met volke gewerk, met individue ook, maar die impak daarvan was groter as net jy self. So 'n bietjie stof tot denke, dink ek. Wat is belangrik daarvan? En ek moet vir jou sê, ek het die volk ding nie verstaan nie, want elke keer as jy begin praat met volk, dan kom jy te doen met al hierdie snaakse ooms en tannies, nê? Ja, Corneille, hulle het snaakse teologie, hulle het snaakse sienswyses, en ek kon nie verstaan van waar af kom hierdie mense nie. Jy weet, dit is, jy praat met hulle en jy voel skoon vuil na die tyd. Jy weet, so bitter en suur en verbitterd is hulle, jy weet, en hulle het snaakse goeters, en ek kon dit net nie verstaan nie. En totdat ek moes begin by die begin, van waar het die kwessie met volke begin. En om dit te verstaan, ek moet sê, Dr. Michael Heiser het my baie hiermee gehelp. Toe ek die eerste keer van sy goeters sien, toe is ek, ek is nie mal nie. En wat gebeur het is, ek het teruggegaan na Genesis 11 toe, waar die wêreld in verwarring gebring is, en daar verskillende tale gegee is. Nou, soos ek verlede week gesê het met die slag van Bloedrivier, daai tale, die Jode glo daar 70 tale gegee, en Dr. Neil Johnson het, en julle kan van sy video sien ook op Answers in Genesis, as jy YouTube toe gaan, jy gaan kyk Answers in Genesis, dan kry jy van Dr. Neil Johnson se video's, saam met Dr. Kok, wat hulle praat oor DNA en die deurbraak wat hy gemaak het met DNA. En wat hy bewys het, is dat elke volk wat vandag bestaan, pas by een van die name in Genesis 10. En hy verduidelik daai hele manier hoe hy dit gekry het. Dit is absoluut ongelooflik. En wat hy bewys dat ons was definitief nie ontwikkel oor duisende jare nie. En met dit het hy bewys dat die wêreldse geskiedenis nie so lank is soos almal sê nie, want hy kon presies wetenskaplik bewys hoe jou DNA, die mutasies in jou DNA. So, toe ek dit sien, toe besef ek, dat dit is soos Jode sê, die Here het 70 tale geskep met die Babyloniese verwarring, en oor elke taal is daar 'n seun van God aangestel. Nou, net om terug te gaan na daai skrif toe, ek dink ek moet dit sommer vir jou lees, Corneille, as jy nie omgee nie, want dit is nogal belangrik om dit te kan verstaan. Hy sê, ek gaan sommer in vers 7 begin, hy sê, dink aan die dae van die oudheid, let op die jare, van geslag tot geslag, vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak, die ou mense, dat hulle jou dit sê, toe die allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het. So die Here het vir elke nasie 'n erfdeel gegee. Toe hy die mense kinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel, volgens die getal van die kinders van Israel. Nou, daai skrif volgens die getal van die kinders van Israel maak geen sin nie, want dit maak dit, Israel het toe nog nie eers bestaan nie. Maar En jy weet, die ouens wat die Bybel vertaal het 'n groot probleem gehad, maar dit was volgens die getal van die seuns van God. En dan, toe ek daai skrif sien, te besef ek reg, is baie meer dan hierdie kwessies van nasies. En nou, as jy gaan na Handelinge, die boek Handelinge toe, Handelinge 17, en jy gaan daar af na vers 36 toe, en ek weet, Corneille, as jy my man net verskoon, ek dit sommer hierso vir jou lees. Ja nee, dit is nie vers 36 hier, baie jammer, laat ons net so,
net so 'n bietjie opgaan, daarna vers 26 toe. So as jy daar gaan kyk na Handelinge 17 vers 26, nee, onthou die Bybel het nou net gesê elke nasie het 'n erfdeel gekry. En dan sê in vers 26 die volgende, hy sê, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak en oor die hele aarde, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. So die Here het, soos hy gesê het in Deuteronomium, hy het vir elke nasie 'n plek gegee en bepaal wanneer hulle gaan bestaan. En dan sê hy, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle gesê het, wat ons is ook sy geslag. So hierdie versie wat sê, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Daai skrif, nee, het my omgegooi. Want wat hierdie skrif sê is, jy is in 'n spesifieke nasie, reg? Jy woon in 'n spesifieke nasie, en jy bly op 'n spesifieke plek, sodat jy God kan soek. En dan sê, asof jy aan hom kan raak. Maar toe besef ek, as jy in jou nasie is, en jy leef jou kultuur uit, nee, is die naaste wat jy aan God kan kom, voor jou redding. So daar kom 'n dag wat 'n persoon regtig sy hart aan die Here gee, en die Here in sy hart kom bly. Maar wat die Bybel hierso sê is, vir 'n persoon wat ongered is, wat God nog nie gevind het nie. So as jy God nog nie gevind het nie, die naaste wat jy aan God kan kom, is deur jou nasie en jou kultuur uit te lewe. Sodat jy hom kan vind. Hy sê inteendeel daar, soos hy sê, asof jy aan hom kan raak. So as jy jou nasie uitleef, jou kultuur uitleef, binne die identiteit binne in jou nasie, dan is dit asof jy aan God kan raak. En dis hoekom toe besef ek, hoekom baie van hierdie ooms en tannies so verkeerd gaan. Jy weet, want hulle verstaan nie dat daar 'n seun van God wat oor elke nasie regeer. Daai seun van God is nie soos Jesus Christus nie. Jesus Christus is die enige gebore seun van God. Hierdie is engele wat die Here gemaak het, wat oor elke nasie regeer. En gaan kyk maar daarna op Psalm 82. Hy sê, die Here, hoofletter, staan op in die vergadering van die gode, kleinletter. So hulle verstaan dit nie. En dan verstaan hulle nie dat die Here het jou 'n nasie gegee, 'n plek gegee waar jy bly, sodat jy hom kan soek. En toe ek dit verstaan, toe maak alles vir my sin. En ek sê vir jou, toe begin ek te krap, toe vind ek uit byvoorbeeld, toe ek begin krap, toe sien ek dat oralstes waar die kerk gesê het, man, daar is nie meer iets soos 'n nasie nie. Jy weet, jy is, of daar's geen verskil tussen blank en swart, tussen man en vrou en sulke goed nie. Die oomblik as jy sê, as jy hierdie dinge wat die Here geskep het aflê, veral as jy sê daar's geen nasie meer nie. Wat jy doen is jy vat identiteit weg, en dan het ek gesien in die volgende geslag, waar die mense, die kerk dit nou sê, daai kinders wat daar gesit het, toe hulle dit gesê het, daai volgende geslag is hoofsaaklik nie meer Christene nie, is hoofsaaklik ateïste. So die oomblik wat jy toe, met navorsing, toe begin ek agter te kom, die oomblik wat jy sê, daar is geen nasie meer nie, die volgende geslag is ateïste. En dan, die volgende geslagte na ateïste is almal gay en lesbien. Want dan die volgende ding, as daar nie meer nasie is nie, die volgende ding wat val, is daar nie meer man en vrou nie. En dan die oomblik wat jy dit sê, daar is nie verskil tussen die twee nie, begin gay en lesbiens toeneem. En ek het eendag na 'n wonderlike 'n toespraak geluister van 'n professor in Australië, 'n fantastiese dame wat ongelooflike werk gedoen het. En sy het in haar toespraak gesê, sy het verskillende kulture en verskillende tye aangehaal, byvoorbeeld in Egipte. Een van die goed wat sy gesê het is, Egipte het 'n antieke kultuur gehad, wat hulle kon vasstel, wat vrouens waarskynlik die meeste regte gehad het in die geskiedenis van die mensdom. En daai kultuur het uitgesterf,
En toe sê sy die oomblik 'n kultuur sterf uit. Hoe nader 'n man en 'n vrou kom aan mekaar toe, hoe minder verskille daar is tussen mans en vrouens, hoe meer sterf 'n kultuur uit. Want dan daar kry jy meer lesbien en gays, maar ook jy het minder kinders en wat gebeur is die kultuur sterf uit. En toe sê sy, die eerste tekens dat 'n beskawing geheel en al gaan uitsterf, is eerstens jy verloor jou identiteit as 'n volk of 'n beskawing, en dan verloor jy die verskil tussen mans en vrouens. In die oomblik, as daar nie meer 'n verskil tussen 'n mans en 'n vrou is nie, sterf die beskawing uit. So ek kyk byvoorbeeld na Europa, waar Europa hulle volksidentiteit verloor het. En die oomblik toe hulle dit verloor het, die volgende ding is toe begin hulle sleg te voel oor al die sondes wat almal sê hulle gedoen het. En toe begin hulle self jammer kry. Die volgende oomblik toe begin hulle gay en lesbien word. En die volgende oomblik toe sê almal daar's te veel van hulle. En 'n volk soos Duitsland, hy weet op 'n manier is besig die laaste 10 jaar om selfmoord te pleeg. So in die wêreld, die bevolking, jy weet Corneille, die bevolking is so verskriklik groot in die wêreld dat as jy vir elke mens op aarde 1 hektaar grond gee, dan pas almal in die staat Texas. So dis hoe oorbevolk die wêreld is. Jy weet dat elke persoon op aarde kan 1 hektaar kry en almal pas in by Texas. En as die bevolking nou 'n bietjie meer is, dan kan ons seker maar oorgaan na die volgende staat toe ook. Maar dit sê vir jou hoe ver hierdie oorbevolkings-issue eintlik oordryf word. En toe besef ek, jy weet, as jy kyk na die geslag, as jy kyk na die rasse, swart mense se getalle neem toe. Al die rasse se getalle neem toe, behalwe die blanke ras. Net die blanke se getalle neem af. En ek het eendag na baie slegte mense gekyk, na mense in die sioniste beweging, en toe het hulle gesê, die blanke ras moet minder word, want die oomblik as daar nie meer blankes is nie, is al die volke gelyk. En toe sê hulle, die blankes maak die verskil, want hulle ontwikkel die meeste tegnologie, hulle bepaal wat gebeur in die wêreld. So as jy hulle uithaal, is daar niks meer probleme nie. Want dan hoef niemand te strewe na iets beters doen, dan kan almal leef soos Afrika. So dit was, toe ek dit hoor, toe besef ek, kyk, daar's verdamme vir my gelieg. Jy weet, al hierdie goed van die boervolk, dis sy einde. Die boervolk moet nou maar uitsterf, en toe besef ek, dis 'n klomp snert, uit die leuns uit die put van die hel uit. En vir jou 'n mond vol interessanthede daar, so kom ek sê vir jou. En ek is 'n kunstenaar, die helfte van my lewe minstens. En ek het dit altyd hierdie ding van, as jy die Bybel wil interpreteer van, daar moenie, omdat die Bybel sê, in Christus is daar nie 'n man en 'n vrou, en Griek en 'n Jood en al sulke dinge nie. Ek weet nie wat dit presies als vir jou kan beteken nie, maar op die minste beteken dit nie, as jy net met jou oë kyk, dat die Griek het verdwyn van die aarde af van die Jode, of mans en vrouens bestaan nie meer nie, daar is nou net een ding nie. Ek weet, mense forceer dit so toe, maar dis nie wat daar staan nie. So op 'n soortgelyke manier beteken dit nie volke verdwyn nie. Hoe dit ook al interpreteer wat jy daarmee doen, gaan ek nie nou oor praat nie, maar op die minste beteken dit nie die goed verdwyn van die aarde af, of moet nie daar wees nie. Die Bybel beteken definitief nie, daar moet nie mans en vrouens wees nie. En uit 'n kunstenaars oogpunt dink ek net altyd oor die ding van God wat 'n skepper is. En 'n fantastiese skepper. En as jy kyk na die diversiteit wat hy gemaak het, dan verstaan ek glad nie die neiging van die mensdom om als dieselfde te wil maak nie. Daar is maar iets inherent verkeerd daaraan, dat alles dieselfde moet wees of moet lyk, dat ons mense in boksies moet druk. Dis omdat ons onsself wil gemakliker maak, neem ek aan, of sisteme wil hê wat mense makliker beheer of hanteer,
wat forceer dat alles dieselfde moet wees. Maar God as 'n skepper, as 'n kunstenaar, gaan staan jy bietjie buite en dan loer jy in die veld in. Dan sê jy vir my, wat se goed lyk baie dieselfde. En ek dink dis hoe God met alles in sy hele skepping was, en selfs met die ding van volkere, en binne in volke mense wat dieselfde is, maar ook nie dieselfde is nie, maar meer dieselfde na mekaar toe is as die ander groepie, en alles is vir hom belangrik uit die oogpunt van 'n skepper. En om een groepie te wil weg, en selfs binne 'n groepie is almal dieselfde te wil hê, is 'n ding wat links trek in hoe ek dink oor God, en hoe ek dink oor hom as 'n skepper, en die uniekheid en die individualiteit wat hy nodig het in elkeen om sy planne te kan doen, want hy het elke soort van ding nodig om sy storie op die aarde te vertel, en om te doen wat gedoen moet word, totdat hy terugkom. So elkeen sy uniekheid, individueel, maar ook as nasie, is belangrik in God se planne op aarde. Toe dit in my hart vasgemaak is, dat jy hoef nie meer jammer te sê, jy is 'n blanke nie, jy hoef nie meer jammer te sê, ons het die grond gesteel nie, want ons het nie, jy hoef nie jammer te sê, want ons is so sleg, want ons voorouers het dit, toe daai goeters dood is, en ek nie meer my steur aan sulke nonsens nie, toe kon ek stil raak, en toe kon ek weer teruggaan na die woord toe, en gaan kyk, my Here, hoekom bestaan 'n volk? En een van die plekke wat die Heilige Gees, wat so mooi vir my was, is daar in Handelinge 15, vanaf vers 15, Corneille, is bevestig, word net wat ek sopas gesê het bevestig, en die Jakobus staan op, en hy sê, en hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskryf is, daarna sal ek terugkom, en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel. Dan hoor hierso, sodat die oorblysel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is, spreek die Here, wat al die dinge doen. Weereens, hoekom is die nasies daar sodat hulle die Here kan soek? En toe ek hierdie ding van die nasies sien, toe gaan ek na Openbaring 7 toe. Nou daar in Openbaring 7 vers 9, en Corneille, jammer man, ek lees hierdie skrifte, maar jy weet, as jy die boervolk is, dan is die Christen geloof so in jou in. Jy weet, ons kan nie praat van ons volk, as ons nie praat van die Bybel nie, want ons is net nie sulke ander mense nie. Jy weet, die Here het ons gered daar by Bloedrivier, in ons volk se DNA roep ons na die Here. So, toe ek hierdie antwoorde van die volk probeer kry, toe is dit soos die Here, wat sê jy vir my? En daar in Openbaring 7 vers 9, dit lees as volg, hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle nasies, en stamme, en volke, en tale. Hulle het gestaan voor die troon, en voor die lam, bekleed met wit klere, en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan onsse God, wat op sy troon sit, en aan die lam. So hierso, in Openbaring, staan, hy sê nie hulle staan deur mekaar nie, Corneille, hy sê elke stam, elke nasie, elke volk, elke taal, staan voor die Here. Met ander woorde, weet, as ek hierdie gedeelte reg verstaan, uit die Grieks, en al die goed, as ek het nou reg verstaan, beteken nie ons staan net almal daar deur mekaar nie. Wat ek hier lees is, ons staan, die Duitsers staan, die Zulu staan, die Xhosa staan, en die boervolk, ons almal staan daar voor die Here. So dit is amper soos die hele boervolk staan voor die Here, voor die troon van die heilige God. En hierdie het my so bietjie met my kop gesmokkel, maar as jy daar gaan na Matteus 25, daar van vers 31 tot 46, dan praat hy daarvan die nasies wat skaapnasies is en nasies wat boknasies is.
daar's nasies, met ander woorde, daar's nasies wat voor die Here gaan staan, wat gaan bekend wees as 'n skaapnasie, en daar's nasies wat boknasies is. En toe ek dit sien, toe sê ek, Here, asseblief laat my volk 'n laat my volk 'n skaapnasie wees. Laat ons 'n volk wees wat die Here soek. Laat ons 'n volk wees wat die Here gevind het. So toe ek dit sien, toe besef ek, jy weet, ja, jy is 'n kind van die Here. Jy het nou burgerskap van die hemel af, want almal wat aan die Here behoort, gaan eendag hemel toe, maar toe ek hierdie gedeelte sien, voor sy troon staan hulle, volk, nasie en taal. Stam, volk, nasie en taal, toe besef ek, jy weet, ons gaan daar staan, eendag voor God se troon, almal wat blank is, en al die blanke volke, en onder die blanke volke gaan die boervolk staan, en onder die boervolk gaan al die families staan, en onder al die families gaan my direkte lyn staan. So ek gaan nie net daar deur mekaar staan. Ons gaan almal in ons plek staan soos die Here bepaal het. En ek het altyd gewonder hoekom. Maar jy weet, Corneille, die Here sê, hy praat met 'n stem uit baie waters. Sy stem is soos baie waters. En jy weet, as jy kyk na elke volk het 'n sekere gift, het 'n sekere klank. Jy weet, as jy by die boervolk kom en ons sing ons liedjies, daar's iets wat my hart roer op 'n baie diep level. En daar's iets wat my DNA hoor en begin vibreer. Ek sê altyd soos dit voel partymal as ek na van ons volksliedjies luister, asof my maag begin bewe in myself. Jy weet, daar's iets wat geroer word, want dit is diep. Dit is dieper net as musiek. Dit is dieper as net 'n lekker geraas. En jy weet, as jy daar na Jesaja 65 toe gaan, dan sien jy dat in die 1000-jarige vrederyk, Corneille, in die 1000-jarige vrederyk, gaan die Here elke volk by 'n plek sit wat hy vir hom gegee het. Met ander woorde, in die 1000-jarige vrederyk gaan jou volk nog steeds bestaan. Is dit nie ongelooflik nie? In die 1000-jarige vrederyk, jy weet, en toe ek dit besef, toe sê ek, Here, dankie tog dat ek 'n boerman is, want jy weet, ek dink ek is baie meer gelukkig om 'n boer te wees as 'n Engelsman. Want jy weet, jy hou net een braai en jy eet daai lekker braaivleis en dan sê jy baie dankie Here, ek is nie Engelsman of 'n Chinese nie, of Amerikaner nie, dankie, ek bly hier so in Afrika en ek is van die boervolk. Jy weet, en toe besef ek dat daai identiteit wat die Here vir jou gegee het in jou volk, is wat jou help om God te soek. So as die duiwel wil hê, jy moet God nooit vind nie. As die duiwel wil hê, dat hierdie hele volk moet ten verlore gaan, wat doen hy? Hy breek die identiteit van jou volk af, hy breek die identiteit van die feit dat jy blank is af, en hy breek die identiteit af of jy man of vrou is, breek hy af. En dan beteken dit, jy kan God nie vind nie. En dis hoekom elke geslag wat hulle dit opsit, dan dis hoekom Europa vandag meestal ateïs is. En die moslems inkom, want hulle het hulle volksidentiteit prysgegee. En daarom is 'n volk belangrik. So jy sal sien, jy weet, ek hou daarvan om dat ons in verskillende rasse en volke saam baie keer kerk hou, en die ou sing sy song, dis baie mooi en nice. Maar jy weet, ons onderskat hoe belangrik dit is, om ook kerk te hou saam met jou eie mense in jou eie taal. Jy weet, waar jy presies kan verstaan wat's verkeerd met jou. En soms het jy onderrig nodig wat net vir jou volk is, wat net vir jou kultuur is. Jy weet, dis hoekom die Here gesê het, dis hoekom in die Ou Testament die Here gesê het, moenie wit met swart trou nie. Hoekom? Want in daai afbreek van die identiteit vind jy my nie. Dit gaan alles of jy God kan vind. Dit gaan alles om op die ou einde by die Here te kan uitkom. En dis hoekom 'n volk belangrik is. So in Suid-Afrika waar ons nou is, en in die wêreld waarin ons bevind, sê die wêreld baie keer vir ons, die boervolk, gone.
julle is net 'n pes wat moet teruggaan daai kant toe. Nee. Die Here het gesê ons moet nie wees. En nou hoekom het die Here die boervolkie gesit? Jy weet, want al die swart volke wat ingetrek het op verskillende tye hier, hulle almal het ook gevlug, maar hulle almal het konings en chiefs en sulke royal families. En ons ou volkie is heeltemal anderste en ons breek die hele atmosfeer op, reg? En hoekom is dit so? Want die Here leer almal wat is vryheid en hy leer hulle almal om by die Here te wees. Want wie is die boervolk se koning? Is die Here. Die Here is ons koning en die Here is ons God. So as gevolg van daai vryheid wat ons as 'n volk het, bring ons 'n ander soort bydra tot Afrika. Bishop Jackson Khoza het altyd vir my dit so gestel. Hy sê, "Jong, jy vat een van hierdie boervolk ouens en jy drop hulle daar in die midde van Afrika af. En al wat jy daar doen is jy drop hulle af en daar's niks hier, dis net bos." Hy sê as jy 'n jaar later terugkom, dan staan daar 'n stad. En hoekom is dit so? Want die Here het ons as 'n mens, as 'n boervolk, het die Here ons die vermoë gegee om te kan bou. Jy weet, ons boer, ons bou beskawings op, waar ons ook al kom, maak ons goed beter. Ons maak 'n verskil, want dit is die gawe wat die Here ons as 'n volk gegee het. As jy meer gaan kry na die swart volke, hulle het 'n baie meer geestelike gawe, in terme van, hulle sien die geestelike riem. En as jy dan gaan luister na die swart volke, as hulle begin sing, dis moeilik om saam met hulle te sing, want hulle sing nie op 'n noot wat ons ken nie. Hulle het 'n unieke stemtoon waarop hulle sing. Maak nie saak waar jy in die wêreld kom, die swart volke sing op 'n unieke tipe van stemtoon. En dit is omdat dis hulle klank. Nou kom jy by blanke volke, dan sien jy die musiek wat ons gemaak het deur die geskiedenis. Sê iets van wie ons is. Ons is governmental in nature. Ons organiseer goed. En dit alles het te doen met die gawe wat oor ons uitgespreek is, deur Noag, oor sy seun, om te kan vermenigvuldig. So ons het 'n gawe, en die boervolk spesifiek, in hierdie gawe van blanke volke, het 'n spesifieke gawe. En jy weet, toe ek dit begin sien en begin besef, Corneille, toe besef ek dat toe die herlewings in Europa uitgebreek het en ons voorvaders uit Europa uit gevlug het, wat hier na toe gevlug het, was 'n oorblyfsel van die geloofstryders van Europa. En ek glo die Here het in die boervolk daai geloofstryders hier in Suid-Afrika kom bewaar. En daarom glo ek, ons volk se beste tyd is nie verby nie, dit kom nog. En jy weet, as jy praat van dit, ons volk is gebore uit mense wat vir hulle geloof gevlug het. Die Here sê, as jy my dien, sal ek jou vir 1000 geslagte seën. Nou, almal praat altyd van al die slegte dinge van ons volk. Maar die Here sê, as jy my dien, seën ek jou vir 1000 geslagte. Met ander woorde, in die boervolk het ons 'n voorreg, dat as jy teruggaan na jou volk toe en jy verstaan waar jy begin het, en jy verstaan dat die boervolk het begin uit hierdie ouens wat gevlug het vir hul geloof, moet jy besef, daar's 'n seën wat op jou rus van die Here af. En wat die duiwel doen is, as hy vir jou sê, die boervolk is oor, en al hierdie doemprofete sê, die boervolk gaan uitgewis word, dit gaan nie meer bestaan nie. Wat hulle eintlik dan sê is die volgende, is dat hulle wil jou weghou van die seën wat die Here vir jou gegee het in jou volk. So, daar's 'n seën van die Here vir die boervolk in Suid-Afrika, want dis hier waar ons covenant, dis hier waar ons gelofte met die Here is, en ons het 'n seën op ons, van die Here het gesê, hierdie grond is julle grond. En dis hoekom baie van die ouens in die boervolk, as jy vir hom sê, gaan Amerika toe, van hulle gaan, maar my maat, hulle vergeet nooit die land wat die Here vir hulle gegee het nie, want as die boervolk ou hier so staan in die Noord-Transvaal, of daar in die Noord-Kaap, of waar hy ook al staan, dan praat die land met hom. Dit is asof jou lyf die land verstaan. Hoekom? Want die Here het die land vir jou gegee. En dis hoekom as hulle vir ons sê, ons moet op 'n ander plek gaan bly, dis onmoontlik.
Want die Here het gesê, bly hier, ek het vir julle hierdie plek gegee. En ek het 'n seën op my, wat op my rus, omdat ek in hierdie, want die Here het my hierdie plek gegee. So daar's 'n seën om in die boervolk te wees. Baie interessante gedagte. Die ding van die seën en die bydrae van verskillende volke. En in die deesdae se wêreld is dit baie vinnig om dit toe te smeer onder rasisme, seksisme, 'n klomp ismes. En die prentjie in my kop wat dit eintlik behoort te wees is, wie is die oulikste persoon? Die ou wat die vinnigste hardloop, die ou wat die beste skilder, of die een wat die beste wetenskaplike proewe kan doen? Dis 'n belaglike vraag. Dis totaal en al verskillende bydraes wat hulle sterkpunte is, wat hooplik bydra tot iets van die mensdom. En om na verskillende volke te kyk en te sê, hierdie ouens se sterkpunt is dit, hierdie ouens se sterkpunt is dit, en saam dra ons by iets tot mekaar en tot die hele aarde, hooplik, maar ons uniekheid lê hierin en ons erken dit en vier dit en gebruik dit tot die voordeel van onsself en die mense rondom ons. Almal trek voordeel uit hierdie gawe van ons. Daai maak nie van jou 'n vark nie. As almal dieselfde moet wees, dan maak dit jou die vark, maar almal moet nie dieselfde wees nie. Almal is nie dieselfde nie, en net soos wat op 'n individuele basis mense nie dieselfde gaweprofiele het nie, met goeie rede, God het dit so gemaak, want elkeen moet sy plekkie vol staan. Dit maak nie van jou 'n minder of 'n meerdere, beter, slegter, verder ontwikkelde of nie ontwikkelde mens, die feit dat jy die gaweprofiel het wat jy het nie. Wil ek amper vir jou sê, daai selfde ding in my kop skaal net groter na volke toe. En dis hoekom jy na die televisie baie kerk kyk en dink, daar's bitter min wit mense in hierdie sportgroep, of bitter min swart mense in hierdie saak, of heeltemal te veel Indiërs in hierdie ding, of wat ook al jy kan kyk en dit so toedeel aan goede. Nasie en volkegroepe het ook iets wat hulle uniek maak, en wat pertinent daar moet wees, vir wat God hulle voorgeskep het, om te wees op aarde, en hulle bydra tot die mensdom. En toe ek dit besef, dat daar's 'n voorreg om deel van hierdie volk te wees, as gevolg van ons hele geskiedenis, en die manier hoe die Here ons geroep het, en ons gebring het by Bloedrivier, en hy vir ons as 'n volk 'n doel gegee het, en daai doel is om vir God 'n huis te bou, en daai doel van wat hy vir ons gegee het die doel van Suid-Afrika geword. En hoe Suid-Afrika se naam met die menorah in die tempel staan, want die menorah was altyd in die suidekant gewees, ons is Suid-Afrika. Toe besef ek, jy weet, dat die Here gaan die boervolk gebruik om sy glorie aan die wêreld tentoon te stel. En die boervolk het die fondasie geword van wat Suid-Afrika is vandag. En so, almal kan vir ons sê ons moet loop, hulle kan sê voetsek, maar hulle kan dit nie vir ons sê nie, want die God wat ons dien is baie groter as hulle ancestors. En daai God wat die hemel en die aarde geskaap het, gesê, Frans, jy bly in Suid-Afrika, jy is deel van die boervolk. En ek moet vir jou sê, ek glo dat die boervolk gaan geseën word, tot en met die riviere van kus, gaan ons 'n geweldige seën beleef, want alles wat onder die riviere van kus is, was altyd in die Bybel behandel as een gedeelte. En so ek glo die boervolk het besonderse blessing, besonderse seën reg deur Suider-Afrika. So as mense sê die boervolk is oor, nee, jy weet eendag het iemand so met my beklei. Cornel het vir my aangevat. Weet, die boervolk is oor, dit gaan uitsterf. En mag dit tog uitsterf, want ons het geen leier nie, ons kan nooit saamstem oor alles nie, jy weet al die negatiewe goeders. En ek luister so met hom, en toe besef ek, terwyl ek na hom toe luister, toe sien so stemmetjie in my hart, wat, ja nee, ons kan nie altyd oor alles saamstem nie, want ons is mense wat bou. Jy weet, die Zulus en hulle almal stem saam, want hulle doen niks nie. Jy weet, een ou praat, want net een ou het 'n goeie idee, maar as jy 'n volk van goeie idees het, nee, stem hulle nie altyd saam nie, maar dit is in daai yster wat yster skaaf, idee wat idee skaaf, wat ons stede bou, in die tyd wat hulle probeer uitfigure, of hulle wil rook en of hulle wil slaap.
Jy weet, dis die verskil. Dis hoe die Here ons gemaak het, want die Here het ons gemaak om te bou. En toe hulle dit sê, toe besef ek, jy weet, die Here het vir Israel, omdat hulle afgode gedien het, gedissiplineer. So die volk wat hy gekies het, hy self gekies het, het gesê, uit al hierdie volke is hierdie volk my volk. En hy het begin met Israel. Toe daai volk ander afgode dien, toe het hy hulle gedissiplineer en hulle uit hulle land uit weggejaag. Maar hy het hulle ook weer teruggebring. En hy bring hulle terug en gee hulle erfdeel vir hulle terug, want hy het hulle net gedissiplineer. En toe besef ek dat die boervolk is onder dissipline, omdat hulle omdat hulle God verlaat het, en omdat hulle vergeet het wie hulle is. Hulle het vergeet wie is hulle God. En ag man, so 5-6 jaar terug kon hy, toe ek een oggend opstaan, ek word die oggend wakker, en toe ek opstaan, toe voel ek net in my hart 'n duidelike vrede. En dit is net vir my, asof die Here vir my sê dat die oordeel oor die boervolk is klaar. Hulle het betaal vir hulle sondes. Nou gaan die Here hulle begin seën. En jy weet, voor daai dag as ek gepraat het oor Bloedrivier, het ek vriende verloor. Ek het al my vriende verloor, want ek het gepraat oor Bloedrivier. Maar van na daai dag af, het mense na my toe begin kom en vir my gesê, Frans, ek voel die Here praat in my hart, ek moet Bloedrivier onderhou. En dis wat die Here vir my gesê het, is, hy gaan hulle hart en om toe begin terugdraai. En wat interessant is, maar ek het ook gevoel, nou gaan daar 'n verskriklike aanslag op die volk kom om hom uit te wis. Omdat die oordeel oor is, en dit beteken dat die volk gaan weer gevestig word in die land wat die Here vir hulle gegee het. En toe het ek gevoel, daar kom 'n verskriklike aanslag teen die volk, maar die aanslag is nie van die Here nie. En toe ek oor hierdie sake nou maar dink, en bid daaroor, jy weet, nou bid jy hieroor, ek sê, Here, al hierdie mense wat so sê, nou sê u vir my, die volk is nie oor nie. En daar's 'n skrif in die woord wat my verskriklik geseën het, Corneille, en dit is in 2 Samuel 21, as jy daar van vers 1 af lees. En wat gebeur is dit, is dat toe die Jode, toe Josua is die beloofde land binne gegaan het, en die Here vir hulle gesê het, hulle moet al die volke uitwis, het daar 'n sekere volk gekom, hulle self vermom, en gelieg en gesê, ons kom van 'n ver land af. En ons is nie deel van hierdie mense nie, ons kom van 'n ver land af, maak asseblief 'n verbond met ons, sodat ons altyd by julle sal bly, ons sal waterdraers wees, maar ons sal altyd by julle bly. So hulle het gelieg om aan die lewe te bly. So die Here was baie kwaad vir Israel gewees, maar in 2 Samuel 21 gaan koning Saul en hy maak daai mense dood, die Gibeoniete. Hy maak hulle dood. En nou moet jy verstaan, die Gibeoniete, Corneille, is 'n volkie in Israel wat eintlik geen reg het nie. Hulle kan net waterdraers wees. Die enigste rede hoekom hulle nog bestaan is omdat hulle gelieg het. So hulle staan in onguns en in skaamte voor nie net die Here nie, maar voor al die volke. En as gevolg van daai sonde wat hulle gedoen het, leef hulle in die land. Maar hulle het geen politieke mag nie, hulle het nie militêre mag nie, hulle het niks nie. En koning Saul gaan en hy wis hierdie mense uit, hy begin hulle dood te maak. En in Dawid se tyd kom daar 'n droogte, wat nie wil opklaar nie. En toe daai droogte daar kom, en nie wil opklaar nie, toe bid Dawid en hy sê, Here, hoekom bring u hierdie droogte oor ons land? En die Here sê, as gevolg van die feit dat Saul die Gibeoniete doodgemaak het. Nou wil ek julle moet mooi hoor. Die Here, al het hulle gelieg, het soveel eer gehad en het die verbond tussen twee volke so geëer, dat al het die Gibeoniete gelieg oor het, 'n verbond is gesluit, en die Here het die Gibeoniete verdedig, omdat Israel die verbond verbreek het, al het hulle nie die mag gehad om hulle self te verdedig nie.
En toe ek dit sien, toe praat die Heilige Gees met my en hy sê vir my, Frans, in 94 is daar 'n verbond gesluit. Is daar 'n ooreenkoms tussen twee nasies gemaak van hoe Suid-Afrika gaan werk. En mense het gebid en die Here aangeroep en die Here het geantwoord en daar het nie bloedvergieting gekom nie. En toe sê hy vir my, julle volk, ons boervolk, het 'n verbond met die Here by Bloedrivier en daar's 'n verbond in 94 gesluit. En wat gebeur het daarna is, die ANC of swart volk het daai verbond verbreek. En daai ooreenkoms tussen volke, dis nie noodwendig 'n verbond nie, maar daai ooreenkoms tussen twee volke, het hulle verbreek en hulle hou aan met dit te verbreek. So wat gebeur is, die Here gaan antwoord en omdat die verbond of die ooreenkoms tussen volke verbreek is, wat gaan gebeur is, die Here gaan die boervolk verdedig teenoor die ANC of teenoor die swart volke. Al het ons nie 'n weermag nie en al het ons niemand wat vir ons staan nie. In Israel het die Here droogte gestuur. En toe besef ek, die Here seën partymal mense se besighede, ander breek hy af. Die Here stuur droogtes. Interessant, daar's geen droogte in die Bybel. Elke droogte in die Bybel is afgekondig deur die Here Kornei. Elke liewe droogte. So ons het die laaste paar jaar, in die laaste 10 jaar het ons 'n verskriklike droogte gehad. En daai droogte was 'n aankondiging van die Here gewees teenoor die ANC dat die land is besig om gaan julle nou begin uitspoeg. Jy weet, in die 80s was daar verskriklike droogte in Suid-Afrika, van die Here het aangekondig vir die boervolk, julle het gesondig, en omdat julle gesondig het, gaan die land julle uitspoeg, en daar was 'n verskriklike droogte. Dieselfde het nou gebeur, daar was 'n geweldige droogte gewees, van die Here het aangekondig en gesê, julle het gesondig, julle gaan uitgespoeg word, die land gaan julle verwerp, en dit is wat besig is om te gebeur. En so wat op die oomblik aan die gang is dat die land is besig om die ANC en die swart volk wat dit nou regeer uit te spoeg. En hoe jy dit sien is die droogte, maar na die droogte, toe het dit gereën, toe het baie mense gesê, nou draai die goed vir die ANC. En van daar af het dit al hoe slegter gegaan. Ek weet nie, so 'n paar jaar terug, of jy kan onthou nie, daar was hierdie jong man, ek het nou sy naam vergeet, wat doodgemaak is, wreedaardig gemartel is, en doodgemaak is, en die hof sitting was gewees in Senekal, en wat gebeur het daar soos, met mense wat die dag daar was, het hulle my vertel, daar was mense in swart klere met maskers op, wat in Engels gepraat het, en die boere aangemoedig het tot geweld. En as mense het my gevra, wat dink jy, ons moet nou oorlog maak? Toe sê ek vir hulle, nee, moenie oorlog maak nie, sit stil. Want dis wat die Heilige Gees in my hart gesê het, moenie nou oorlog maak nie, wees net stil. En wat gebeur het is die ANC het nodig gehad dat die blankes opstaan en gewelddadig raak, sodat hulle die ouens kon verenig met die groot ANC konferensie in Desember teen die blanke rassistiese probleem. So wat gebeur het is toe die boervolk deur die genade van die Here nie opstaan op baie oomblik om oorlog te maak nie, en oor te gaan in geweld nie. Wat gebeur het is daai Desember toe hulle moes vergadering hou, toe is daar niks wat die ANC saambind nie, want wat bind hulle saam? Haat vir die blankes. En toe begin die geweldige binnengevegte binne die ANC. En daai gevegte binne die ANC gaan toeneem. En dit gaan toeneem omdat die land hulle verwerp. 'n ander tekenis daarvan is dat vroeër hierdie jaar of verlede jaar wat die internasionale siening oor die ANC begin verander het. En jy weet, verlede jaar April, toe hoor ons almal, weer die ANC baie mense gaan nou begin, swartes gaan blankes begin doodmaak. En net voor April, as ek reg onthou, was daar 'n datum wat gegee is op al die sosiale media, en net voor April toe staan Donald Trump op en hy sê,
ja, die boere wat in Suid-Afrika, die diskriminasie in Suid-Afrika en die volksmoord wat teen hulle is. En wat gebeur? Onmiddellik kan daai planne van die duiwel nie deurgevoer word nie. En die Here koop vir ons tyd. Hoekom? Want die Here is besig om die boervolk se harte terug na hom toe te draai. Jy weet, en een van die beste maniere hoe ons as 'n volk weer die Here kan vind, is om vir ons kinders te vertel van ons geskiedenis, die ware geskiedenis, te vertel van wie ons identiteit as 'n boervolk is. Wat is ons kultuur? Wat is eie aan ons volk? Jy weet, hoe doen ons dit? Jy weet, ons voorvaders, in Amerika het hulle al die Indiane doodgemaak. Ons voorvaders het nie die land gesteel deur geweld nie. Hulle het dit gekoop. Hulle was nie oneerlik geweest nie. Dit was mense wat elke aand huisgodsdienst gehou het. Dis die identiteit van ons volk. Ongelukkig het ons mense nou meer kerkgebonde geraak. En hoe meer kerk bewus ons geraak het, hoe minder Jesus bewus het ons geraak. Jy weet, ons het elke Sondag kerk toe gegaan en gedink, nou doen ons 'n goeie ding, maar ons het elke aand se huisgodsdienst nie meer gedoen nie. Jy weet, so ons het die Here verlaat en ons het kerke aangehang en teologie aangehang, maar nooit by Jesus uitgekom nie. En as jy 'n boervolkman vra, wat is jou kerk? Hy sê protestants, dis my kerk. Maar as jy hom vra, wie is jou God? Dan kan jy net antwoord in terme van sy teologie. Jy weet, daai verhouding wat ons voorouers met die Here gehad het, is weg. Jy weet, mense wat die Here gesoek het en gevra het, Here, kan ons maar trek, en hulle het gesê, die Here het vir hulle Jesaja 62 vers 4 gegee. So as ek vandag vir julle vra, wat is die identiteit van die boervolk? Ons volk is gebore met 'n skrif, Jesaja 62 vers 4, soos geskryf deur Dr. Lombard. Ons volk is 'n volk wat trek, wat 'n seën van die Here op het, omdat ons voorouers gevlug het. En maak het ons beter as ander volke? Nee, glad nie. Dit maak het ons 'n Joodse volk? Absoluut nie. Ons is nie Jode nie, ons is nie soos ander volke nie, ons is die boervolk. En die Here het ons geseën hier in Afrika. Jy weet, en wanneer jy dit besef, dat ons volk se doel op aarde is om God se huis te bou. Jy weet, om God se huis te bou. En weer 'n stukkie inlas hierso. Op die punt van ek sit net dink, baie mense luister na gesprekke soos hierdie en sê maar julle is nou besig om twak te praat hierso, want julle verduidelik net van God wat hier en God wat daai, maar die goed wat gebeur, die droogtes wat gebeur is natuurlike verskynsels, hoe politiek werk, hoe partye in en uit gaan is, die stemme van mense, en hulle verduidelik vir jou die meganika van wat gebeur. En my antwoord is, maar natuurlik werk dit so. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee van die beginsel wat ek vir jou wil probeer gee van die meganika, die verduideliking is nie ongeldig omdat daar geestelike realiteite is nie, maar die geestelike realiteit is nie weg omdat jy die meganika verstaan nie. Ek ken 'n gesin waar die man 'n ateïs is en die vrou 'n Christen, en hulle jong seun vra toe vir die dag van sy ma, hoekom dit reën? En sy sê, want Jesus gooi die tuin nat. En die pa spring in en sê, is 'n klomp twak, en hy verduidelik vir die kind die hele wetenskaplike verduideliking van die watersiklus en hoe alles werk, en dit is hoekom dit reën. En in my kop is dit, maar natuurlik. Die groot realiteit in my kop is, God gooi die tuin nat. Hy is besig om te kyk na alles wat hy geskep het, hy is 'n goeie skepper, hy onderhou alles wat hy geskep het. En die manier hoe hy dit doen is, hy het die watersiklus geskep om dit te doen. En die manier hoe God dinge doen is die sisteme van die ding. En die manier hoe jy kan siekte sien en nie sien nie, en verduidelik en nie verduidelik nie. Kan jy toeskryf aan, maar kyk hierso, ons kan sien, hier's 'n chemiese wanbalans, hier's 'n tekort, hier's 'n ding hier missing, kom ons wys vir jou die skanderings van wat ons vir jou in jou lyf kan sien. Daai is die verduideliking van die meganika van die realiteit van die geestelike wêreld. So as ons oor sulke dinge praat,
die geestelike storie is nie die lieg of die wensdenkerry of die gryp na iets toe wat nie bestaan nie. Dis die realiteite. En wat ons kan sien en beskryf van hoe dit gebeur is bloot die meganika van die storie. En Corneille, hierdie ding van God se huis is belangrik hoor. Nou om vir jou te beskryf hoe belangrik dit is, min mense besef het, maar Dawid gaan haal die ark van die Here, uit die land van die Filistyne, en op pad sterf een man, want hulle hanteer die ark van die Here nie reg nie. En hy gaan basies, die priesters dra, nie sommer enige iemand nie, die priesters dra die ark op hulle skouers, elke 6 of 7de tree word 'n offerande gebring, en hulle bring die ark van die Here, en die Bybel sê, hy het die ark van die Here gevat na Sion toe, na die berg Sion toe, en dit op die berg Sion gaan sit binne in 'n tent. Nou daar is verskriklik baie simboliek hierin, wat ek nie nou in kan gaan nie, dit is nie waaroor ons nou praat nie. En die ark van die Here was in 'n tent gewees. En die 3/4 van Dawid se magtige helde was Filistyne gewees. En al hierdie mense het die Here aanbid met 'n ark sonder 'n allerheiligste. En daarso het hulle 24 uur sangers gehad wat die Here geaanbid het en alles. So die volke, die nasies het die Here gedien voor die ark sonder enige probleem, en die Here het niemand doodgeslaan nie, want daar's 'n spesifieke rede daarvoor, maar ek kan nie nou in daai redes ingaan nie, maar wat belangrik is, en dit is wat ek vir jou wil sê, is die volgende. Toe gaan Dawid en hy besluit hy wil die volk tel, maar al wat hy doen is, hy sê tel slegs die kinders van Israel. En die Bybel sê daar was van sy wyse ouens wat nie baie gelukkig was daarmee nie, en die Here laat 'n plaag uitbreek. Nou moet jy weet, Dawid gaan van daar af na Gideon toe. Nou in Gideon het die res van die tempel gestaan. So die tabernakel van Moses staan in Gideon met die heilige plek en die allerheiligste, met al die instrumente of meubelmente van die tabernakel is in die tabernakel, behalwe daar's nie die ark van die verbond is nie daar nie, dis in Sion. So Dawid gaan en hy wil gaan offer by die tempel in Gibeon. En die Here staan, hy sien op pad, en luister, dit maak geen sin nie, want die ark van die Here is mos nou, die heilige ark van die Here is in Sion, hoekom gaan jy Gibeon toe, maak geen sin nie. En op pad soontoe sien hy 'n engel van die Here staan voor hom, met 'n swaard reg om hom dood te slaan. En hy vrees, en hy besef hoe dwaas hy is, dat hy na die ark van die Here staan in Sion, en hy gaan Gibeon toe, en hy bely sy sondes, maar die Here sê, hy slaan 70,000 dood. Nou hoekom 70,000? Want in Hebreëus, die woord vir familie en 1000 is presies dieselfde woord. So die Here sê vir hom, ek slaan 70,000 dood, want ek herinner julle aan die 70 families van waar alle volke kom. Hoekom slaan die Here 70,000 dood? Want hy sê elke volk en taal sal God dien. Elke volk en taal sal voor die Here se troon staan eendag. En al wat jy doen is jy wil dit alles toehou vir jou eie volk. So ek slaan 70,000 dood. En dan kom die profeet en hy Jakobus profeteer in Handelinge 15 van 15 tot 18. Profeteer, hy sê, sodat die gevalle hut van Dawid herstel kan word. Die gevalle tent van Dawid herstel kan word. Wat is die gevalle tent? Die gevalle tent is die dag toe Dawid die ark van die Here gaan sit op die berg Sion binne 'n tent, en al die volke en nasies die Here kon gaan dien by die ark en nie gesterf het nie. Dit was slegs vir 40 jaar so. En toe gaan dit terug na die normale wet toe. En luister jy, daar's spesifieke redes, want dit was 'n profetiese beeld van wat kom. Maar daar was spesifieke redes. En toe ek dit sien, toe besef ek, jy kan, die Here wil sy huis bou, wat elke volk en nasie en taal insluit, en wat ons volk gedoen het, in die begin het ons dit gedoen. Ons het
huisgodsdienst gehou elke aand en dan het ons werkers, die swart werkers saam met ons daar gewees. Hulle het saam met ons huisgodsdienst gehou, nee. Daar's baie ouens wat skryf dat in die begin van die boervolk was slawe in Suid-Afrika die beste hanteer in die wêreld as gevolg van die boervolk. Inteendeel, die boervolk het nie geglo aan slawerny nie. En dis hoekom ek sê werkers, die boervolk het slawerny onder hulle verbied. Net werkers, wat teen die stelsel van die tyd was. So ons het dit gedoen, maar toe ons in apartheid kom, het ons nie meer die huis van die Here gebou nie. Toe het ons net onsself gebou. En toe die Here ons gedissiplineer, soos hy Dawid gedissiplineer het, want God wil sy huis bou. Jy weet, Corneille, ek het gebid daaroor en ek gevra, Here, hierdie skande van apartheid wat op ons is, wat het gebeur? Wat moet ek verstaan? En soos ek gebid het die Heilige Gees net vir my dit in my hart gesê, dat die Here wou Suider-Afrika verenig. En die grense wat op almal afgedwing is, afbreek. En elke volk se gronde aan hom herstel. So die Here wou die grense wat die Britte en die Duitsers en almal op ons gesit het, afbreek en elke volk se grond vir hom gee, soos die Here dit bedoel het. Maar wat gebeur het is, ons het dit deur ons vergrootglas gesien, en deur ons haat en ons nyd, en deur ons gierigheid, en wat ons geskep het, was 'n stelsel wat ander volke wat hulle in die grond in getrap het. Ons het nog steeds gedoen wat ons probeer doen, deur elkeen suksesvol te laat ontwikkel, en ek sien in Botswana daai tyd, het hulle ekonomies heeltemal onafhanklik van ons begin funksioneer. Dit het wat verwoerd wou herstel het hy begin herstel daar, net voor die einde van apartheid. En toe besef ek, dis wat die Here wou doen. Maar wat gebeur het is, ons het nie meer sy huis gebou nie, toe het hy ons gedissiplineer, want ons volk se doel is, en ons covenant is, om God se huis te bou. En ten koste van ander volke, en ten koste van ander mense, want God se huis is vir elke volk, nasie en taal. En dis hoekom die Here ons moes dissiplineer. En jy weet, ek sê vir jou, Corneille, ek kyk na alles wat gebeur het, en ek was baie bitter oor baie van my goed wat gebeur het, want jy weet, dit het baie gevolge. Die ou mense kan maklik nou sê, laat die boervolk uitsterf, maar ons moet nog lewe hier. Jy weet, hulle het klaar gelewe, nou sê baie van hulle sulke nonsens. Maar jy weet wat, ek het besef, dat as die Here nie die regering van ons weggevat het nie, het ons baie erger sondes gedoen. So die Here het ons volk beskerm van 'n baie erger pad, as die een waarop ons was, sodat hy toe besluit om ons toe te dissiplineer as 'n volk, sodat hy die land vir ons kan teruggee, en sodat die huis van God gebou kan word. Dis hoekom die Here vir my gesê dat daar kom onstabiliteit in Suid-Afrika, maar hy gaan my volk herstel, sodat die regverdige die land kan beerwe. En dis hoekom ek vir jou sê, toe besef ek hoe belangrik is 'n volk. Jy weet, ons wil hê, vat jy jou volk weg, vat jy die grootste gedeelte van die identiteit weg, en dan word mense so skape sonder 'n herder. Hulle dwaal net rond, en hulle weet nie wat is hulle toekoms nie, maar toe besef ek, jy weet, as 'n jong man wat so bietjie rigtingloos geraak het, want alles was mos verkeerd, dit was verkeerd dat jy 'n man is, dis verkeerd dat jy blank is, dis verkeerd dat jy 'n volk het, ons mag net nie, weet, die oomblik as ek sê ek is 'n boervolk, is ek rassisties, jy weet, al hy snert, al die kerke wat weggeloop het van Bloedrivier af, en dit nie eintlik behoorlik mee gevier het nie. Toe ek die ding verstaan van Bloedrivier, en ek verstaan die doel van my volk, dat is 'n heilige ding voor die Here, en dis welgevallig voor die Here. Toe dit my rigting gegee, en het dit iets in my hart genees, en toe besef ek, die Here gaan ons volk oprig, en die Here gaan ons volk seën, en die Here gaan onthou van ons voorouers, en toe kon ek met blydskap begin bid vir Suid-Afrika, en ek kon met blydskap begin bid vir my volk. Voor dit, as ek gebid het, het ek gevoel ons is ingedoen.
voor dit as ek gebid het, het ek net vir die Here vertel van hoe onregverdig alles was. Maar toe ek besef wie ons is, en ek besef hoe lieflik is hierdie volk, die boervolk. Jy weet, ons stem nie altyd saam nie, ons buig nie ons knie vir enigiemand nie, want die Here het ons gesê, weet jy hoekom buig ons knie nie? Die ander gode aanbid, die ander volk aanbid ancestors, ons aanbid die ware God van die hemel en die aarde geskep het, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis wie ons aanbid. Hy is ons koning, hy is ons God en hy is ons Vader. So ons buig nie ons knie vir ander nie. Jy weet, daai fierce independence wat ons het, jy weet van, ja, ons trek, en as ek jou huis sien in die distansie, dan laai ek my weer, en daar trek ek weer, tot ek nie meer jou kan sien of hoor nie. Daai goeders is alles in ons ingebou, want die Here het ons gestuur om 'n huis vir hom te bou. En wat ons baie keer verkeerd doen, ons wil dink aan die boervolk soos die Engelse met hulle koning. Weet, as die koning praat, spring almal op en af. Maar ons volk is nie so nie, want die Here het ons volk geroep om 'n huis vir hom te bou. En dis hoekom ons verskil, dis hoekom ons stem nie altyd ooreen nie, dis hoekom ons is nie altyd op dieselfde bladsy nie, want die Here het ons geroep om sy huis te bou, en partymal moet ek, jy weet, een steen maak 'n perfekte corner, die volgende steen moet 'n ronding hê. En ek wat die corner is, en jy wat die ronding is, verstaan nie altyd mekaar mooi nie. Maar dis in daai wat ons met mekaar skuur, wat die yster skuur, wat die Here sy huis bou. So, ek is opgewonde wat kom. My gebed is, dat die Here ons volk sal red, en ons nader aan hom sal trek. Ja, so Corneille, ek hoop jy verstaan dit, en aan al die luisteraars, baie dankie vir julle tyd om te luister. Maar baie dankie vir die geleentheid om te praat. Mag die Here jou ryklik seën, en mag die Here ons volk onthou, en ons volk seën. En ek weet, my hart is so vol as ek oor ons volk praat, ek wil net 'n gebed doen. Hemelvader, ek roep U aan vandag, dat U asseblief die boervolk se harte terug sal draai na U toe, dat hulle U sal dien met hulle hele hart, met hulle hele verstand en al hulle krag. Want Here, U is 'n groot God en 'n magtige God. Here, genees ons volk. Here, ons het soveel goeders wat uniek is aan ons en so lieflik. Here, U sê oor die boervolk, julle is my welbehae. O, Here, dankie dat ons 'n welbehae in U is. Dankie dat U ons volk liefhet. Here, genees ons mense. Rig op ons mense. Here, rig op hierdie volk. Here, seën hierdie volk. En laat hierdie volk opstaan in die volheid van die sterkte van U krag. Laat hierdie volk weer sy identiteit kry in Jesus Christus, ons God en ons koning en ons Vader. Here, laat hierdie volk weer opstaan. Laat hulle gebede weer sal wees lieflik voor U. Laat hulle gesange van aanbidding wat hulle voor U sing, welgevallig sal wees, omdat U sal sê, hulle is nie net mense wat my aanbid op Sondag nie, maar hulle aanbid my want hulle hele hart is by my. Here, dat ons ook die Here sal soek soos ons voorouers, en dat ons ook verhoor sal word. Here, sien hierdie volk, en seën ons, en besoek ons met U guns, besoek ons met U hand van genesing, besoek ons, Here, want baie wil ons vernietig, baie wil ons werke wegvat, baie wil ons kinders en ons uit die land uit verdrywe, en sê ons hoort nie in hierdie land nie, maar U het ons geplant, en U het gesê, hierdie land is julle sinne. Here, veg vir ons, omdat ons nie vir onsself kan veg nie, en lei ons in alle wysheid, Here, sodat ons die regte dinge sal doen, as 'n volk, sodat U ons weer kan vestig in hierdie land. Here, nie in sonde nie, nie in afgodediens nie, maar Here, dat ons U sal dien met ons hele hart, met ons hele verstand, en met al ons krag, as 'n volk. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Jou 'n hele uurse ding om te oor te gaan dink as jy 'n boertjie of 'n Afrikaner is, of ek weet baie mense maak onderskeid tussen die goed. Vir die doel van hierdie gesprekke maak dit nie 'n verskil nie. Gaan kyk in jou hartjie wat daar in die gang is en hoe jy voel oor al die dinge, en dan
wil ek jou net graag herinner dat ek weet nie waar jy hierdie boodskap luister nie. Ons sit die audio hiervan ook op Spotify. Jy kan dit natuurlik op YouTube sien, maar daar's 'n hele platform, radionuwelied.com, wat jy kan gaan kyk na al die programme van hierdie en ook 'n paar ander sake. En onder andere het Frans 'n program met die naam van The Key of David, wat sy boek se titel ook is, wat jy kan gaan na sy gesprekke rondom die boek luister. Baie insiggewende dinge, so gaan loer gerus daarna. Dan, ons het die mikrofone vandag gehad, maar hierdie gesprek is nie volledig sonder jou nie. So stuur asseblief vir ons jou gedagtes, jou terugvoer, jou idees na radio@radionuwelied.com. En as jy eerder wil Telegram of WhatsApp boodskappe stuur, dan kan jy asseblief vir ons stuur na 062 336 5330. Dankie vir die saamluister en tot 'n volgende keer. Bly vra, bly soek na die waarheid en bly geanker in Christus. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by huwelied.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Jy luister nou na Radio Nuwelied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.